tema is, kry ek ook nou 'n plekkie in die hemel. Die laaste 2 weke was ons nou baie dinge aan die gang in die wêreld, met mense wat gesê het, dis die wegraping en dis die einde. Daar was baie teologiese goed wat gesê is. Ek sien byvoorbeeld net op die Facebook, iemand skryf so iets, as jy nie 'n plek in Jesus se kerk wil hê nie, dan wil jy ook nie 'n plek in die hemel hê. Nou dis nou, maak nie saak of jy saam met dit stem of nie saam met dit stem nie, dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat al hoe meer mense het een of ander kriteria wat hulle na die kinders van God toe gooi en na gelowige mense toe gooi. En daai kriteria land hierso by my. En dan begin ek, as ek nou nie, as ek bietjie onvas op my voete is, begin ek wonder, maar is ek dan reg, want ek pas nie daai kriteria in nie. Soos ek het vriende wat die kerk toe gaan, maar hulle is diep gelowige mense. So jy kan nie, soos hierdie ou sê, as jy nie in die kerk is, jy kan jy nie in die hemel wees. Dit werk net nie. Die kerk het dit al gedoen in die 1500s, in die Rooms-Katholieke kerk, wat toe die grootste algemene kerk was, het gesê, buite die kerk is daar geen redding nie. Hulle het gesê, extra ecclesia nulla sanctus, in Latijn, want hulle was 'n Latijnse kerk. Maar hulle het gesê, buite mense gaan nie hemel toe. Nee, die kerkmense, die lidmate gaan hemel toe. Wat nie die waarheid is nie, Jesus sê ons uitdruklik, as jy sy tekste lees in Johannes 3 byvoorbeeld, hy sê, hy het gekom om die wêreld te red. Hy het so lief gewees vir die wêreld, dat hy sy seun gegee het, sodat almal gered kan word. So my vraag, in die laaste paar weke was, gaan gewone mense dan ook hemel toe? As jy nou net daar in die Spar loop, en jy sien net 'n gewone ou daar loop, hy lyk nie of hy verskriklik gelowig is, die gaan sulke mense ook hemel toe. En daar's baie mense om ons, wat net normale mense is. Wat net sê, is nie papa nie. Die vraag is, ons lyk nie altyd mooi aangetrek, met 'n soet aan, met 'n sondagoggend smile. Die lyk nie altyd so. En die meeste van die mense lyk eintlik nooit so. Hulle lyk gewone mense. En die ding is van die kerke, en daar is soveel kerke vandag, honderde soorte kerke. Kerke het die kriteria vir redding heeltemal geraffineer. Raffineer beteken verfyn. Hulle het dit verfyn en gelouter, dat elke kerk het 'n ander kriteria. Jy moet onderdompel word as jy gedoop is, of jy moet groot gedoop wees, of jy moet in tale praat. En aan die einde van die dag, dan voel dit vir my, asof die wêreld en die kerk sê, net mense wat opregte wedergeboorte en uitgesproke Christene is gaan hemel toe. Net hulle word gered. Die skaam ouetjie wat te bang is om gedoop te word, te bang is om te praat, te bang is om iets te sê, hy gaan nie hemel toe nie. Klink dit vir my, die mense sê. En dan is daar klomp goed by die mense voor. Sê, hierdie is die kriteria. In baie plekke sal jy opregte vroomheid sal 'n kriteria wees. Met ander woorde, het 'n goeie postuur en liggaamstaal en jy's nie 'n slegte ou nie. Jy vloek nooit nie. Soos byvoorbeeld, die regte Christelike taal gebruik, moet jy hê as jy gered is. Maar as jy mos nou 'n kind van die Here, dan moet jy reg praat en mooi taal gebruik. En die kragwoorde gebruik. En dis nie die waarheid nie, maar dit is hoe kerke dit naderhand voor. As jy net vanaf terug gaan na Jesus se tyd toe, in Jesus se tyd was, as hy vir die Fariseërs gesê het, julle addergeslag, dan was dit lelike kragwoorde. Dit was lelike woorde. Maar hy het op 'n stadium met Jesus vir hulle gesê, hulle is 'n addergeslag.
Nou, vandag gebruik hulle nou ander woorde wat ek nie gaan gebruik vandag nie. Maar die mense sal sê as jy sulke woorde gebruik, is jy nie 'n Christen. Baie kerke dring daarop aan dat jy moet 'n versekerde wedergeboorte hê, jy moet 'n datum hê, jy moet tekens hê dat jy wedergebore gebring is. Baie mense sal sê nee, gereelde kerkbesoek is noodsaaklik. En kyk, dit is lekker om gereelde kerkbesoek te doen, maar dan kry jy baie boodskappe en jy kan jou geloofslewe, geesteslewe lekker inrig en oprig en opvoed en die kerk gaan. Baie mense sê nee, jy moet aktiewe dienswerke doen. Jy moet op die koffiespan is. Ek wil vir julle almal sê, jy moet op die koffiespan wees. Jy moet die koppies afwas. En dan gaan julle goed goeie gereelde Christen. Baie mense sê, jy moet effektiewe uitreiker mee besig wees. Jy moet die tronke gaan besoek. Jy moet die ouerhuise gaan besoek. Jy moet dan werklik uitreik. Baie mense dink werklik waar dat gelowige Christene 'n sondevrye mense. Ek het vriende wat regtig dink hulle sondig nie meer. Ja, oké. Dis mense wat net so vergaande arrogant is en dink hulle sondig nie meer, want hulle vloek nie meer nie, hulle drink nie meer nie, hulle rook nie meer nie, en dink hulle is sondevry. Baie mense koppel jou redding aan sekere wondertekens wat jy doen, soos geloofsgenesing en sulke tipe dinge. Daar is ook 'n teks in Markus wat so sê, en ek wys dit graag vir julle, Markus 16 vers 17 sê die volgende dinge. Die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf. In ander tale sal hulle praat. Met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en die sal gesond word. So baie gelowiges sê, as jy nie iemand gesond kan bid nie, is jy nie regtig gelowig. Wat nie die waarheid is nie. Ek het al vir honderde mense gebid wat nie genees het nie, maar ek het ook al vir mense gebid wat genees het. En dis nie, ons kan nie net met God se krag maak om reeds vir ons God. So, aan die einde van die dag gaan voel dit vir my, as ek na baie kerke luister, dat redding is net vir spesiale mense, uitgesoekte mense, mense wat die woord van God elke dag hoor, en kan optree en doen wat God vir hulle sê om te doen. Maar, hierdie goeders, al hierdie kriteria, is dalk net dinge vir selfgeregtigheid. Mense wat hierdie goed voor jou gooi, is meer besig om hulle eie beels te blaas, as om enigiets van God se genade te sê, en so aan. Hierdie dinge, wat gebeur met hierdie dinge? Dit maak daai Christene eintlik maar net bemoedig. En dan begin hulle vingertjies wys na die res van die wêreld. Julle moet ophou te doen. Julle mag nie so wees nie. Vir hierdie goeders maak Christene hoogmoedig. En dit maak mense skyn heilig. Want heiligheid gaan maklik in skyn in. En dit maak mense vyandig. Jy kan maar sien, as mense verskriklik Christelik en heilig is, dan word hulle vyandig. Hulle word vyandig teenoor die wêreld. Dan sukkel hulle om daai vers wat God gesê, ek het die wêreld so lief dat ek my gees gee. As jy vyandig word teenoor die vyande, hoe kan jy hulle met liefde probeer oorwin? Jy kan nie. So as jy in hierdie rigting betrokke is, dan jy die klere aangetrek om jy mooi te laat lyk, jy het jou hare gekam, jy het jou baard geskeer, jy het jou voetjies aangespuit, maar jy het nie die regte haar. En dan gaan ons na 1 Korintiërs 13 toe, wat dit so mooi sê. Hy sê, al het jy al die
tale in die wêreld, al praat jy al die tale in die wêreld, al het jy al die kennis om al die geheimenisse van die wêreld op te los, en al doen jy wat, maar jy het nie die liefde nie, het jy niks. Het jy niks. En ons sien sulke waarskuwings ook, byvoorbeeld die Nuwe Testament is baie erg teen ryk mense. Gelukkig is die dan nie ryk mense in ons kerk nie. Maar Matteus 19 staan, ek stel dit nog sterker. Dit is makliker vir die kameel om die oog vir 'n naald te kom as vir 'n ryke om die koninkryk van God te kom. So sekere geloofsdinge en godsdienstdinge wil hierdie redding wat ons gekry het by God uit genade uit, wil dit toeëien en sê ons het dit gekry. Julle het dit nie. En dan begin hulle sulke goed sê. En daar is 'n waarskuwing in die Bybel ook teen hierdie uitermate godsdienstige toepassing. Daar is 'n groot waarskuwing. Dis wat ek vandag vir julle wil sê. Wat Matteus 24 sê hy vir hulle, verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Met ander woorde, redding is nie 'n ding om wat jy doen om gesien te word nie. Dis nie 'n ding wat jy doen vir punte nie. Dis nie 'n ding wat, dis nie die mense wat gaan besluit of jy in die hemel gaan ingaan of nie. Die mense gaan nie daar sit by die hek en sê, kom nie, jy wys jou gedrag nie. So ons kan niks doen om mense te beïndruk nie. Jou redding is jou redding. Jy gered is, jy gered, prys die Here. Maar hierdie goedes wat ons begin doen om gesien te word, is die grootste probleem in die wêreld. Dis die grootste probleem in die wêreld. Want dit maak die wêreld siek vir die kerk. Vandag is daar soveel kritiek van alle oorde af teen die kerk. En dis nie verkeerd nie. Dit is reg. Maar daar is soveel kritiek teen die kerk, omdat ons al hierdie goedes doen, om gesien te word. Vir redding, as ek oor redding praat, redding is nie 'n ding van die hier en die nou nie. Dis 'n geestesding. Dis 'n geestesding. Redding gaan oor die onsigbare God. Die geesteswêreld. Daai God wat ons nie kan voel en kan sien nie. En baie keer nie kan hoor nie. Dit gaan oor hom. Redding gaan oor hom. En dit gaan oor jou verbintenis met daai lewende God. En 'n opperwese. En hy wat die skepper van die hemel en die aarde was. Hy wat ons redder is. En wat ons die reg gee om te sê hy is ons Vader. As ons sy naam aanroep, dan weet hy, ons soek verbintenis met hom. As ons sy naam aanroep, en baie keer is dit in ons geestelike onkunde. Dis nie omdat jy 'n teologiese reus is, dat jy God aanroep nie. Dis nie omdat jy die Bybel ken, dat jy God aanroep nie. Dis juis in jou geestelike onkunde, dat jy sê, Here, wil die Here weet, hier is iemand wat my roep, hier is iemand wat verbintenis met my wil hê. Dis redding. En jy kan dit nie meganies of fisies manipuleer. Dat is niks wat ek vir julle kan sê vandag, wat dit kan veroorsaak. Wat ek sê, doen dit en doen dit. Al die ander dinge, wat nou gebeur is, nou word ons gered. Die Here ons gered. Nou gebeur daar baie goed met my. Ek kan nou hierdie redding, hierdie nuwe verhouding met 'n lewende God, moet ek nou begin sigbaar uitdruk. Nie vir ander mense om te sien, vir my om dit te werk, te realiseer. Vir my om dit te realiseer. Met ander woorde, jy kry baie uitdrukkings van geloof. Ja.
As jy gelowig is, nie begin in tale praat. Dis 'n uitdrukking van geloof. As jy vir iemand bid en hy word gesond, dis 'n uitdrukking van geloof. As jy 'n geloofsbelijdenis opsê, glo in God, jou magtige God, wat die hemel en die aarde geskep het. Glo in sy enige gebore seun Jesus Christus. As jy daai belijdenis begin opsê, dis 'n uitdrukking van geloof. Uitdrukking van rede. As jy geloofswerke begin doen, as jy begin tee maak en jy begin pannenkoek bak en jy doen geloofsgoeders, omdat jy voel jy wil iets doen, teruggee uit dankbaarheid. As jy enige geloofshandelinge begin doen, dis alles uitdrukkings van geloof. As jy liturgiese handelinge begin doen, jy doop jou, of jy doen die besnydenis, of wat ook al gebeur, dis 'n uitdrukking van geloof. As ek julle kan terugvat na sê net na Abraham toe, Genesis 15. Daar staan Genesis 15 vers 6. En Abraham het in God geglo, en God het dit geag tot sy geregtigheid. Net geglo, dis reg. Daarna sê God vir nou kan jy dit demonstreer deur jou seun te besny. Uitdrukking van geloof. As jy wonderdade doen, as jy gehoorsaam is aan die stem van die Here, as jy uitreik en offers doen, as jy enige deelname op 'n godsdienstige manier is uitdrukkings van geloof. Nou moet julle mooi verstaan. 'n Uitdrukking van geloof is nie gelyk aan geloof nie. Want hierdie goed kan alles gefeit word. Hierdie goed kan alles gefeit word. En dit ken julle tog. Die baie mense wat opreg is, hulle doen dit. Maar baie mense doen dit omdat hulle wil voorgee hulle is iets. En dis ons probleem vandag. Maar redding is so eenvoudig soos in Handelinge 2 vers 21 staan. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dis nie, daar's nie 'n kriteria nie. Die hele wêreld, God is lief vir die hele wêreld. Of jy 'n misdadiger is, of jy 'n swendelaar is, of jy 'n egbreker is, of wat jy ook al is. God is lief vir jou, want hy het jou gemaak. En hy het redding tot jou beskikbaar gestel. Dis nie net vir die hoofseuns en die goeddoeners en die klaskapteins nie, en die mooi geskeurde mense wat mooi aantrek. Dis vir enige iemand. Elkeen wat die naam van die Here sal gered word. En in Romeine 10 lees ons dit weer. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie. Want dieselfde Here is Here van almal. Hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Elkeen sal gered word. So dit is 'n oop uitnodiging vir enige tipe mens, of jy vuil is, of jy 'n boemelaar is, of jy skoon is, of jy 'n president is, maak nie saak nie. Dis 'n oop ding. Want ons uitdrukkings van geloof word beïnvloed deur ons etiek. My etiek so, dan word my uitdrukkings beïnvloed deur my etiek. My tradisie beïnvloed my uitdrukkings. My tradisie doop ons net klein, ons doop nie groot nie. My tradisie, wat doen ons ook al wat ook al. Al jou sentimente beïnvloed jou uitdrukkings. Party sal maklik sê, prys die Here. Party sal dit doen. Die tradisie beïnvloed. Jou bygelowe beïnvloed dit. Baie mense is baie bygelowig. En dit beïnvloed hulle uitdrukkings en hulle geloof in God. Jou nostalgie beïnvloed jou uitdrukkings en geloof. Jou maatskaplike situasie, jou politiek. Deesdae is Christendom word so 'n bietjie geskaap deur die verregse mense. Dit is asof hulle wil godsdienst intrek om hulle wapenrusting sterker te maak. Die grootste voorbeeld wat ek vir julle kan gee in die Bybel van gered sonder enige uitdrukkings is die misdadiger wat aan die kruis gehang het namens Jesus Christus. Hy was
Hy was 'n misdadiger, hy was 10 verkragter, hy was dalk 'n rower. Wat hy ook al gedoen het, weet ons nie presies nie, maar hy was 'n misdadiger wat tot die dood veroordeel is. Nie vir 'n steel van 'n penny nie, hy was tot die dood veroordeel. En hy daar aan die kruis gehang, en daai tyd wat hy besig was om dood te gaan, het hy agtergekom. Hierdie ou wat langs hom hang, is die seun van God. En hy het tot geloof gekom in hierdie seun van God. En hy het bemoeienis gedoen, hy het iets gedoen om God se naam aan te roep, om Jesus om verbintenis met hom te kry, om iets te kry, hy wou deel wees van dit. En toe kry hy dit. Sonder enige uitdrukking, sonder enige voorbereiding, sonder enige affiliasie. Hy was nie, ek dink hy was 'n Jood en so my gekruisig was. Hy 'n Jood was wel doodgegaan met klippe, so hy was seker 'n Romein gewees, dit was heiden. En hy het net die geesteswêreld het vir hom opgegaan en hy het gesien hy wil verbintenis hê met hierdie geesteswêreld en God, hierdie wese, en hy het gesê, Here, dis al. En daarna het hy ook nie enige uitdrukking van geloofsbelijdenis, van doop, van tale, van genesing. Hy het niks. Hy is net, toe sê Jesus net vir hom, vanaand is hy saam in die paradys. Ja. En hoekom kan ons nie dit verstaan nie? Vir almal ruimte gee. Vergeef vir die mense net ruimte. Almal is maar net in hulle onkunde besig om die geesteswêreld te probeer verstaan. Niemand is so slim soos jy dink jy is, omdat jy 3 Bybelstudies gedoen het. Almal worstel maar net en hulle soek hulle mistastings en onkunde en soek. Ek gaan 'n liedjie afsluit met 'n liedjie van Leon Ferreira. Hy sê, wees jy net jy. Ja. Soos die Here jou gemaak. Moenie een van 'n geestesklere aantrek en geestesgrimering opsit en geesteshare sny om voor te gee iets in 'n ander geestesreis nie. Want niemand is werklik 'n geestelike reis nie. Niemand is werklik. Kom ons luister hier. As Christene het elkeen van ons die Heilige Gees omdat jy uniek is. Nie omdat jy soos 'n buurman is. Ja. Ons redding is uniek in jou lewe. Wees jy 'n Christen soos jy dink jy moet 'n Christen wees. Ja. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons weet, Here, u liefde vir die wêreld is so groot dat dit uiteindelik by my ook uitgekom het. Dat ek dit kon ervaar en beleef het. En dat ek kan sê ek is 'n kind van God op grond van u genade. En dankie Here dat ek die vryheid het om hierdie geloof van my uit te druk op verskillende maniere. Partykeer is dit net om stil te word, partykeer is om te spring en te juig en te dans. Maar dit is nie verskriftelik nie, want u genade is nie 'n prys nie. Dis daar, maar dis nie daar nie. Baie dankie Here, ons loof en ons prys u naam. U liefde en u genade.